I wish that heaven had visiting hours, so I could just show up and bring the news that she's getting older. And I wish that you'd met her. The things that you learned from me, I got them all from you. Can I just stay a while and we'll put all the world to rights? The little ones will grow and I'll still drink your favorite wine. And soon they're going to close, but I'll see you another day. So much has changed since you've been away. I wish that heaven had visiting hours, so I could just swing by and ask your advice. What would you do in my situation? I haven't a clue how I'd even raise them. What would you do? 'Cause you always do what's right. And we just talk a while until my worries disappear. I'll tell you that I'm scared of turning out a failure. You'd say, remember that the answer's in the letter. Familie en vriende, ons wil vir julle sê baie welkom by die troostdiens van Tannie Minnie se lewe. As ons sê is 'n troostdiens, dan is dit ook 'n viering van haar lewe. En daarom oom Cassie, vir oom, vir julle as kinders, as kleinkinders, as familie en vriende, bid ons regtig dat die Here vir julle sal troos met die belofte wat die Here vir ons kom sê, dat hy die weg en die waarheid is, en elkeen wat aan hom glo, in alle ewigheid nooit sterwe nie. So daarom is ons vanoggend hier om afskeid te neem, om totsiens te sê aan die lewe van Tannie Minnie. Is dit ook die viering van haar lewe, ook die herinnering om te sê dat sy ook deel het aan God en dat dit ook vir ons sal troos, ook in hierdie oggend. Ek wil in besonder vir oom Cassie, vir Dion, vir Natasha, vir Fani en vir Brenda, vir Henny, vir Tannie Lou, oom Fani se suster, bid ons dat die Here ook vir julle sal troos en vir julle sal vashou ook in hierdie oggend. Maar kom ons sit so dan bid ons net saam. Liewe Here, as ons vanoggend die voorreg het om so saam te kan wees as familie en as vriende, is ons baie bewus, Here, van ook die broosheid van ons eie lewe. Baie bewus dat Tannie Minnie se dood 'n leemte laat in hulle lewe as gesin, as familie, maar ook in haar vriendekring. En daarom kan ons nie anders, Here, as om vanoggend na U toe te kom en te kom vra dat U die Here sal wees wat vir ons troos, wat vir ons sal regop hou, wat vir ons sal dra, wat vir ons sal herinner, Here, dat ons nie alleen is nie, maar dat U by ons is. Here, as ons dink aan U as 'n Vader, dan dink ons aan 'n Pa wat liefhet. En wil ons vanoggend, Here, vir oom Cassie, vir hulle as 'n familie, vir hulle as 'n gesin aan U kom opdra. En simbolies, Here, vanoggend sommer net vir hulle op U skoot kom neersit. Met die belofte dat U die Here is wat vir hulle vashou, wat vir hulle herinner om te sê, hulle is okay, want U hou U hand oor elkeen van hulle. En dankie dat ons kan terugkyk in die afgelope paar weke en baie bewus kan wees, Here, van hoe U vir hulle gedra het, hoe U troos en hoe U vir hulle help. En ons bid dit vir vanoggend, ons bid dit vir die pad vorentoe, dat U die Here is wat vir hulle naby U sal hou en vir hulle sal dra en vir hulle sal help. Maar ons wil ook vanoggend, Here, kom dankie sê vir die lewe van Tannie Minnie. Dankie vir die ongelooflike getuienisse wat ons hoor oor haar lewe, nie net vanuit hulle as gesin nie,
Maar Here, ook getuienisse wat herinner dat haar lewe betekenis gehad het, omdat sy 'n omgee mens was wat met gasvryheid mense bedien het, en met haar gebak en met 'n huis wat sy geskep het as tuiste vir baie mense. Here, dat almal altyd by haar welkom gevoel het. Of dit was by 'n wijkskeier, of dit was, Here, van mense wat sommer net by hulle kom inloer het, ook hulle vriende as kinders wat getuig van dat haar huis was vir hulle 'n tuiste gewees. Dan wil ons vir U daarin erken en dankie sê vir die wyse waarop U vir haar gebruik het en waarop U haar lewe ook geseën het. Ons weet, Here, die laaste paar jare vir haar moeilik was. Ons sê ook dankie vir krag en vir genade wat sy elke dag uit U hand kon ontvang. En dankie, Here, dat daar dieselfde genade ook vanoggend oor Kassiele is. En mag U vir hulle troos, mag U vir hulle seën, en ons kom bid dit in Jesus naam. Amen. Kassie, ek wil vanoggend vir oom hulle 'n baie bekende gedeelte gee uit Jesaja 43. En ek wil lees uit die eerste 5 verse. Hy begin in vers 1 deur te sê: Luister, so sê die Here wat jou geskep het, Jakob, wat jou gevorm het, Israel. Moenie bang wees nie, ek verlos jou. Ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. As jy deur water moet gaan, as ek by jou, deur riviere, hulle sal jou nie wegspoel nie. As jy deur vuur moet gaan, sal dit jou nie skroei nie, die vlamme sal julle nie brand nie. Want ek is die Here, jou God. Omdat jy vir my kosbaar is, omdat ek jou hoogag en jou liefhet, moenie bang wees nie. Ek is by jou. Kassie, Dion, Natasha, Fani en Brenda, Henny, Tannie Lou, familie en vriende. As 'n mens nadink oor Tannie Minnie se lewe, dan dink ek, kyk elkeen van ons vanoggend met verskillende herinneringe terug na haar. Ek het vanoggend dit Wilna daar by my gestop en sy sê as sy nou terugdink aan julle ma, dan dink sy aan haar gasvryheid. Sy dink aan die gebak in die wijk en met die bazaar en hoe sy eintlik oordadig gesorg het wanneer daar gekuier was. Selfs wanneer daar 'n wijksbijeenkoms gehou was, hoe sy altyd bedien het en gesorg het. Ek dink as oom Kassie vanoggend terugkyk na haar lewe, is daar soveel mooi waaraan oom hulle vashou, maar ook 53 jaar van getroude lewe, wat vir julle baie spesiaal en baie kosbaar was. As ek luister na julle as kinders, dan hoor ons dat sy vir julle 'n ma was. Iemand wat vir julle 'n huis geskep het, waartoe julle altyd kon terugkom. En ook in julle eie getuienisse en die getuienis van julle vriende, dat hulle sê dat hulle altyd tuis gevoel het, dat dit vir hulle lekker was om by julle te kom kuier, omdat julle ma vir hulle bedien het met gasvryheid en met liefde, maar altyd met kos. En kos is 'n manier gewees van om te deel van haar hart en te deel van wie sy was. En daarom kan 'n mens tereg vanoggend vra, maar hoe troos die Here vir ons wanneer ons vanoggend hartseer is oor 'n geliefde eggenoot, 'n geliefde ma en 'n ouma en 'n vriendin en 'n familielid. En ek dink wat Jesaja 43 vir ons mee wil help, is eintlik om vanoggend te vra, maar hoe kyk ons na God, ook in tye van ons hartseer of in tye van krisis? Want as 'n mens gaan kyk na die boek Jesaja, dan word die boek Jesaja geskryf in die tydperk toe Israel in ballingskap weggevoer is, en ook in die tydperk wanneer hulle in ballingskap is. En vir letterlik vir 75 jaar leef Israel hier tussen vreemde mense in 'n vreemde land, en daar kom by hulle op 'n stadium die vraag, maar sien God hulle raak?
hoor die Here as hulle na hom roep. Want die vraag is, hoekom verander God dan nie hulle omstandighede nie? Hoekom gee die Here nie vir hulle die uitkoms wanneer hulle dan ook vra vir sy krag en vir sy genade oor hulle lewe nie? En ek dink as 'n mens gaan kyk na Tannie Minnie se lewe, ons gaan kyk na die laaste paar jaar van haar lewe wat vir haar baie moeilik was, is dit dat 'n mens baie keer ook gewonder het, maar hoekom gryp God nie in nie? Hoekom bring God nie genesing ook vir haar nie? Maar tog as 'n mens na haar lewe gaan kyk en na haar getuienis gaan kyk, dan was daar altyd blymoedigheid. Ten spyte van die swaar wat sy gehad het, was daar altyd die getuienis van dat dit met haar goed gaan, dat haar krag by God lê en dat dit die Here is wat vir haar dra en vir haar versterk. En die vraag vanoggend is dan ook vanuit haar getuienis, hoe kyk ons na die pad vorentoe? En om dit te beantwoord, gee die Here in hierdie gedeelte vir ons deur die lewe van Jesaja eintlik so half 'n blik om vir ons te herinner aan wie God is. En as hy hierdie gedeelte begin skryf, dan wil die Here vir die Israeliete kom herinner in 'n tyd van ballingskap om te sê, onthou in die eerste plek dat ek die verbondsgod is. En ons sien dit in die taal wat gebruik word in die boek Jesaja. Ons sien dit dat hy sê, ek het julle gekies, julle is myne. Ons hoor die woorde van, ek het julle geroep, julle name is in my handpalm gegraveer. Hy sê, hy is die Here wat sorg vir sy lammerooie, wat hulle vashou, wat vir hulle vasdruk en hulle optel en hulle versorg. En wanneer die Here op hierdie manier met ons kom praat, dan word ons eintlik herinner om te sê, ek is die Here wat van ewigheid tot ewigheid daar is. Ek is die Here wat die ewige is. Ek is die Here wat elke dag dieselfde is, wat ook my hand oor julle hou en vir julle versorg en vir julle help. En om kas as 'n mens na hierdie gedeelte gaan kyk, dan lê daar 'n troos vir julle as gesin en 'n familie. Regtig in die belofte om te sê, ja, dit beteken nie elke dag is maklik nie. Dit beteken nie elke dag is 'n gelykpad wat ons as gelowiges stap nie. Maar in dit het ons die belofte en die troos dat die Here vir ons kom sê, maar ek is die Here wat met julle 'n pad stap. Ek is die Here wat getrou is. Ek is die Here wat daar is van geslag tot geslag. Ek is die Here wat nooit my hand oor julle sal los nie. En hy word herinner deur te sê, hy is die verbondsgod. Dit vat nie vanoggend julle hartseer weg nie. Dit beteken nie ons gaan oor 'n week of 2 nie meer vra hê nie. Maar ons word herinner om te sê, wanneer ek vanuit my hartseer en my seer na die lewe kyk, na die toekoms kyk, dat ons vir mekaar kan sê, dis 'n pad wat ons stap met die belofte, dat die Here vir my kom sê, ek is sy kind. Julle is myne, ek het julle gekies. Ek is by julle. En dan illustreer hy dit hier van vers 2 deur te sê, daar kom tye in ons lewe wat ons deur riviere en vuur stap. Dan kom tye in ons lewe wanneer ons oorweldig voel deur ons omstandighede. Maar die belofte is dat die riviere ons nie sal wegspoel nie. Dat die vuur nie vir ons sal brand nie, maar dat die Here vir ons sal beskerm. En ons het nou daaroor gepraat dat as mens dink oor die pad vorentoe, beteken nie dit raak elke dag makliker nie. Dat getuienisse van mense wat hierdie selfde pad as om Cassie hulle stap, getuig om te sê, soms raak dit vir ons moeiliker, want die verlange oorweldig ons. Die soeke na haar, die soeke na my ma en om met haar dinge te kan deel en te kan deel oor die vreugdes in my lewe, oorweldig ons soms. En dan kom die Here en dan sê hy, maar as julle deur die rivier stap, die rivier sal julle nie wegspoel nie, want ek is by julle. As ons deur vuur gaan, die vlamme sal ons nie skroei nie, want God sal vir ons beskerm en vir ons dra.
En die Here kom sê nie, hy vat my omstandighede weg nie. Maar die Here kom sê, as die verbondsgod, is ek oral waar jy is. In hoogtes, in dieptes van ons lewe, elke dag, elke oomblik, is hy die Here wat vir ons dra en wat ons versorg. En ek dink Tannie Minnie het hierdie getuienis gehad. Dit is 'n teks wat ek een keer by haar gelees het, toe sy gekla het oor haar rug en die seer wat sy gehad het, dat ten spyte daarvan, dat sy ook die getuienis kon gehad het om te sê, maar God is goed vir my. God is by my. En dit was die krag, dit was die genade wat vir haar die krag gegee het om vorentoe te gaan, om vir julle 'n tuiste te skep, selfs toe sy seer gehad het en dit vir haar moeilik was. Die laaste gedeelte is dit dat die Here sy hart aan ons kom wys, dat hy vir ons kom sê, omdat ek julle liefhet, omdat julle vir my kosbaar is, omdat ek julle hoogag, en om iemand te hoogag beteken, ek gee erkenning aan jou, ek sien jou raak, gee hy die belofte om te sê, moenie bang wees nie, ek is by jou. As gelowiges het ons die troos dat ons nie net deel het aan die ewige lewe nie, maar dat ons ook leef in 'n verhouding met God. Dat die Here vir ons herinner om te sê ons is syne. En deur ons geloof in Christus het ons deel aan God en deel ons aan die beloftes wat God met ons ook kom deel. En weet ons vanoggend ook om te sê, as ons na die kruis kyk, word ons herinner aan God se genade en God se liefde vir ons. En as juist deur sy kruis en deur sy opstanding wat hy vir ons die ewige lewe kom gee, dat hy sê, moenie bang wees nie, want ek is by jou. En ek wil vanoggend dit sommer net met julle deel. Vanoggend vir julle as kinders, as familie en as vriende, kom herinner om te sê, die ewige God, die verbondsgod wat kom sê dat ek die Here is wat getrou is, wat daar is van geslag tot geslag, is ook getrou ook in julle lewe. Ek sal vir julle dra, en ek herinner vir julle om te sê, moenie bang wees nie. Want hoekom doen hy dit? Want hy weet, ons gaan deur riviere, ons stap deur vuur in ons lewe. En daar gebeur slegte goed met ons ook as kinders van die Here. Maar in dit het ons die troos en die belofte dat God altyd by ons is. Tannie Minnie was 'n kind van die Here. Tannie Minnie het getuig oor haar verhouding met God en dit wat die Here vir haar beteken het. In die laaste paar jare was sy nie meer so in almal se huise nie, omdat sy nie meer kon beweeg nie. Maar haar liefde vir die Here, haar liefde vir oom en vir julle as kinders was nog altyd daar. En ten spyte daarvan dat sy liggaamlik swaar gekry het, was haar liefde vir julle die motivering om te kon gee, om te kon bedien, om 'n tuiste te gee, ook vir julle. En as ons terugkyk aan haar lewe en ons kyk terug na haar getuienis, word ons vanoggend herinner om te sê, haar lewe was goed, haar lewe het betekenis gehad, omdat sy die Here gedien het. En ook haar troos was gewees om te sê, al gaan ek die riviere, moenie bang wees nie, ek is by jou. Vir julle, vir die pad vorentoe, is dit nie om te vergeet nie, maar dit is om te onthou. En gaan daar baie momente wees waar julle die humor van haar lewe gaan onthou, waar julle gaan saam lag, maar ook gaan verlang na haar. En ons word deur die woord van die Here vanoggend net herinner om te sê, die verbondsgod, die Here wat van ewigheid tot ewigheid daar is ook die Here wat vir julle sal dra en vir julle sal vashou. Kom ons bid saam. Liewe Here, as ons vanoggend vanuit Jesaja 43 na die lewe kyk, dan help hierdie gedeelte vir ons om eintlik met 'n sekere beeld na U te kyk.
En U gee dit, Here, vir Israel in 'n tyd toe hulle vir 75 jaar in ballingskap was. U gee dit vir hulle toe hulle op 'n stadium in U getwyfel het. Omdat hulle gewonder het, Here, wanneer gryp U in? Wanneer verander U hulle omstandighede? En Here, en dan lees ons dat die uitkoms nie dadelik gekom het nie. Maar U gee vir hulle die belofte dat U 'n God is wat liefhet, wat versorg, wat vir hulle dra, wat vir hulle herinner dat U nie hulle die rug gedraai het nie, maar dat U by hulle is. En dankie dat dit vanoggend waar is, Here, ook van Kassiele. Dankie dat hy te midde van hartseer en van verlange, Here, ook die belofte mag hê dat U die Here is wat hom raak sien. Vir hom, vir hulle as kinders, vir hulle as kleinkinders, as familie en as vriende. U is die Here wat hulle ken. U is die Here wat by hulle is, wat vir hulle troos en wat vir hulle bystaan. En ons kom bid dit, Here, vanoggend oor elkeen van hulle se lewe. Daarom wil ek vir Cassia nie opdra, vir Dion, Natasha, vir Fanie en vir Brenda, vir Henny, vir hulle as kleinkinders, vir Finlu, vir hulle as familie en as vriende. En ons bid, Here, dat U sal troos en dat U vir hulle sal dra en dat hulle ook in die riviertye van hulle lewe herinner sal word, Here, dat die riviere hulle nie sal wegspoel nie. Dat U vir hulle sal dra, vir hulle sal beskerm met die belofte dat U vir hulle liefhet. Moenie bang wees nie, ek is by julle. Amen. Ek gaan nou vir Dion geleentheid gee om dan ook iets te sê. Ek gaan dit maar meer lees as wat ek gaan kyk, want net vergeet ek iets. Wil dit eers al... Okay, reg. Ek wil net môre sê aan almal, baie dankie vir julle teenwoordigheid vandag hierso. Dit word opreg waardeer en julle lê na in ons harte. Voordat ons verder gaan, wil ek net weet watter tipe persone is hier vandag. Wat hier teenwoordig is. Ek wil net kyk op die skerm. Julle goed daar lees. So ek en Tassie word vanoggend wakker en toe sien ek dit. En ek kyk vir haar so en ek sê vir haar, en sy het baie moeite gedoen gisteraand toe ek by die huis kom. Bottel wyn, kos was klaar reg. En ek vra vir haar vanoggend, ek dink dis ons twee die. Want ek weet hoe om 'n dishwasher te pak. En sy is nie so goed daar nie. En ek dink elke familie daai tipe ding in hulle. En ek weet of Paul ooit 'n dishwasher gepak het nie. Wat? Wie het dit beste gepak, ma of pa? Ma. Okay. So dis wat ek het vandag gekry het, obviously. Dankie ook aan Dominee Jan Grobler vir die mooi teks uit Jesaja 43 uit. En die boodskap opgedra ma met die viering van haar lewe. Die verlies is vir ons groot, maar die liefdevolle herinneringe is baie groter en ons sal dit koester tot 'n lengte van dae. En dan aan Marika, julle sal sien op die papiertjie wat ingekom het of op die handbiljet wat julle gekry het, as julle ingekom het. Marika het die dag wat my ma oorlede is, ek dink dit was gewees, ja, daai selfde aand. Toe sy dit vir my pa deurgestuur en dit is op die agterkant van die biljet. En dit het my ma so goed opgesom. So baie dankie Marita. We love it. Dan vir my is liefde, water en musiek is vir my die essensie van die lewe. En daarom wil ek graag met julle 'n lied deel en dit opdra aan ma. Die laaste week het maal die liedjie in my kop.
En nie omdat ons spyt is oor iets wat gesê is of nie, of iets wat gesê is of nie gesê is nie, maar wat of gedoen is of nie gedoen is nie. Dis net vir my is dit net mooi. Dit help met die afskeid. Ek dink dit is menslik en ek wil graag met julle deel. Tashi en Tashi gaan gou vir julle net 'n pamfletjie gaan deel. Vir die wat die woorde wil volg op. Kan jy help vir Tashi? Asseblief. Sommige so afstuur in die ry. Aan die ander kant van die papiertjie is daar Engels vir die Engelse wat die Afrikaans te Hoog-Hollands vind. Die liedjie se naam is Ek wou nog of Bottomless Coffee meer bekend. Van my lyf, pleisters van lag en fyn en weggooi, maar dit bly so bitterig. 'n Handkraai, dit was nog 'n lang nag. Ek trek aan 'n blom patrone, maar alles bly so bitter bly. Ek wil nog 'n sin vir jou skryf, die lewe het 'n punt gemaak. Nog 'n painting vir jou koop, die mors op jou vloer. Ek wil nog net 'n keer redeneer, stryd doordat ons lag. Nog 'n keer die son sien opkom, die lewe het 'n punt gemaak. Van jou, maar het bly so bitterig. Ek wil nog 'n sin vir jou skryf, die lewe. Ja, die lewe het 'n punt gemaak. Ons ma Minnie was 'n formidabele vrou vir ons pa.
Hulle het mekaar so 58 jaar gelede op Calvinia ontmoet. En te kyk na die foto, daai een op die linkerkant, weet ek nie hoekom pa dit nie 5 jaar, hoekom het pa 5 jaar geneem het om haar te vra om te trou nie. Hulle ook maar goed so, anders is al 3 ons seuns nog ouer. Hulle was vir amper 53 jaar gelukkig getroud gewees, waarvan baie mooi tye, lekker tye, gesinstye en ook hier en daar harde tye gewees. Wat my altyd sal bybly is as ons gaan toer. Het in Junie vakansies, veral in die Kruger Wildtuin, met die kombi. Daai tyd moes jy 'n kombi gehad het. Het pa altyd sy hand op ma se been gesit terwyl ons roadtrip. Die musiek saggies speel, Afrikaans altyd. En ons moet uitkyk is na die diereryk en hulle twee wat straal van geluk. Dit was happiness. Sy was 'n ongelooflike ma vir ons 3 beere, soos sy ons altyd genoot. En ons onselfsugtige dogter aan ouma Dolly en oupa Henny, 'n haargat suster aan oom Wouter, 'n wonderlike skoonma aan Tassie en Brenda, 'n liefdevolle ouma vir Vindou, en altyd daar vriendin aan haar vriende en familie. Haar hand het vir niks, absoluut niks teruggestaan nie. Van kleins af het ons onder daai hande deurgeloop, alhoewel pa die regte timmerwerk kom doen het by die huis, met die 3 stout gatte. Maar sy was so lief vir ons, en so regverdig. Sy was die ma wat skreeuend en langs die atletiekveld afgehardloop het en my aangemoedig het tot al my hoogtepunte. Die ma wat vir Henny gepleit het om te leer vir goeie punte, totdat hy eendag, ek dink dit was standaard 8, met sy rapport by die huis opdaag, met algehele B. Daar huil al twee, ma en pa, moer se blydskap en van trots. Op ma se 50ste het Fanny toe 20, hulle Londen, Skotland en Frankryk toe genooi, het hy hulle daar bederf en sy het dit so geniet. Dit was so spesiaal vir hulle. Ons het Oorsom groot geword. Oorsom is actually 'n understatement. Ons was bevoorreg met die liefde van ons ouers, maar wat altyd daar was vir jou. Sorry. Hulle het talle skooltoere meegemaak, heinde en ver. Maar wat vir my wit jacket gemaak het vir 'n sokkiedans by die skool, sy wat opstaan vroeg wintersoggende en al ons 3 seuns se skoolklere oor die heater gehang het om warm aan te trek. Altyd ons skoolpelle van die huis bederf, of al die skoolpelle wat in die koshuis was, bederf as hulle maar kom kuier het. Haar ondersteuning en liefde was in oorvloed. Tussen dit alsdeur het sy gebak vir genotpot. Wie kan nog genotpot onthou? Tannie Zetti. Ek het Tannie Mietjie gevra gister, sy kon dit nie lekker onthou nie. Maar dit was 'n tuisnare wat 'n series gewees. So dat altyd daar gebak, goed daar gaan los en dan mense dit gekoop. Sy het wilmeskarangskings gedoen. Sy was 'n sosiale persoon en doen dit so mooi opgesom oor wat sy gedoen het en sy het eintlik oor mate gedoen dink ek baie keer. Ons was nog klein geweest, maar ek kan myself en ek dink dis waar ons 3 seuns ons cooking skills vandaan kry. Want my jongste broer bak nou al 'n rainbow cake wat lyk asof dit uit 'n magazine uitkom. So en sy het altyd waarde toegevoeg. En toe word ons groot. Ma, kan jy asseblief my groenvleie inlê? Ma, ons het dinnerklap. Ek soek 10 rammekins met malva pudding as groot asseblief. Ma, kan jy na Cody kyk? Maak jy asseblief aardappelslaai maak, net soos jy kan. Maak jy die skeer my broek regmaak? Dankie. Daar was so baie ma's, kan jy asseblief. En altyd met die grootste oorgawe en liefde. En dan daar was die. Sy is so omgegee vir mense. Wanneer sien jy vir Sean en Cheryl? Ek maak vir haar pumpkin pie om saam te neem. Hier is span ek ook vir Sam en Grant en die kinders. Die telefoon lui, ma vra. Ek het vars mosbeskuit, kan ek vir julle saamstuur?
Wil julle beskuitie vir die naweek as julle weggaan? Wie gaan na Oakley kyk? Is Henny al by die huis? Het Fanie al iets geëet? Kyk, al die specials wat jou pa gekoop het, wie gaan dit als eet? Ek kom in oggend in die kombuis, dit het 'n paar kere gebeur, sy sê my bliksem, het jy al weer garlic geëet vanaand of gisteraand? Elke Vrydagmiddag is ek al baie soen. Sigrid het Tashi haar ring chocolate koek met neute. Dit was leeks. Haar Kersfees truffel met brandy. Haar vrugtekoek ook met brandy. Haar chicken pies, vra vir Shani, vra vir enigiemand in die kontry. Haar gammon en mustard sous, nie net vir Kersfees nie, maar vir enige geleentheid. Oor haar vriende en familie, haar blommerangskringe saam met Tannie Rita. Haar uitsien as Tannie Loon om Dirk kom kuier, maar het hulle altyd bederf met 'n lekker bord kos as hulle aankom. Sy was happy vir die res van die naweek, want dan het pa meer gebraai. Die Karoo braai is op Sondag saam met hom Jan en Tannie Beatrice, Gerard en Johan. Die kuiers in Heidelberg. Tannie Kate en ma se gelag en huil saam. En dan Jimmy die Englishman en familie, wat dan in op 'n vraag, "Can I get you a beer?" Haar glasie wyn of twee saam met Lizzie en Jenny om die kombuistafel. Ek dink hulle sit vandag al drie abo en het elkeen 'n glasie wyn. Die ondeende kuiers op die buitestoep saam met Judika in die tuin maak. Die lekker kuiers in Vredendal by Jan en Tannie Frida. Die Calvinia naweek kuiers saam met Tannie Etienne om laat gaan en ons kinders. Die Sondag koffiekuiers op Mont Carlo by Tannie Zetien om Rousseau. En die kinders wat speel in die varkekraal. Kan jy nog daai dag onthou? Het is teruggekom het, ons is vol varkmis. Al die kinders. Maar haar was net eenvoudig mooi. Van buite en binne. Sy was baie lief vir pa en haar seuns. Sy sou alles vir ons doen. Het nooit iets terug verwag nie. Was altyd positief. Het ons altyd bygestaan, ons altyd aangemoedig en ons altyd geprys. Op haar laaste verjaardag, 5 Mei, was sy happy, maar sy het meer geweet as ons. Sy het baie pyn gehad en ek glo vandag is sy in 'n beter plek. Ons is baie lief vir jou ma. Altyd, vir ewig. Ja. Ja, laat die mense jou hoor. Hulle kan my hoor. Nee. Okay, niet zo jong. Volg die dominee se raad. Ja, kom ons sit hom eers so. Môre almal, baie welkom dat julle hier is en dankie dat julle hier is. Ek gaan nou nie so mooi kan sing vir julle nie. En my broer het nou al klaar die ding gelê, maar net so vlugtig iets kort wat ek geskryf het. Ja, swaar tye. So as ek 'n bietjie emosioneel raak, hou maar net aan. Dankie. Jou spore van die see tot die vlakte oorkruis deur ons harte. Hoe diep of hoe vlak, hoe hard of hoe sag, jou spore altyd gepaard met jou vriendelike lag. Een mens so vol liefde, een mens so sag.
Tog regverdig was ma met ons elke liewe dag. Tuis by die huis, jou hart die kombuis. Dis waar ons jou sou vind, besig om ons familie te bind. Altyd daar vir 'n geselsie, koffie of tee. Jou hande was altyd gereed om te gee. Jy het ons wêreld eens daar afgeweeg. As ons nou inloop, voel alles so leeg. Geure, klere, allerlei lekker dinge. Nou worstel ons net met al die herinneringe. As vrou so sterk, het jy min gekla. Nog minder het ma van ons gevra. Ek dink nie ons het besef jou pyn en lyding. So goed het jy dit versteek, soos iemand in 'n skuiling. 'n ligpunt van troos nou in ons denke. Verlos is maar van die ellende. Hoe wens ek jy kon nog by ons bly, maar ons moet verstaan, ons tyd is nou verby. As eggenoot en vrou vir amper 6 dekade, 'n ma van 3 seuns, deur liefde en genade, wat wel oor my lê, so baie swaar. 'n ouma was jy, slegs vir 'n korte 5 jaar. So nou sluit ek af op 'n geestelike vlak. Al voel ons beroof, sal ons hom altyd bly loof. Geniet die rus, geniet die vrede. Eendag sien ons mekaar weer, dis 'n gegewe. Tot weersiens, liefste vriendin, ouma, ma en vroue, wees altyd verseker van ons liefde vir jou. Baie dankie. Is daar enigiemand in die gehoor, enigiemand anders wat graag iets wil sê oor ons wonderlike ma? Dis nou die tyd. Niemand? OK. Ongelukkig is julle nog opgeskeep met my. Want ek is ook gevra om die bedankings te doen. Ek is gesê, jy doen die bedankings. Ek moet net my boek uitkry, want dit het net aangevul en aangevul. Maar ja. So as ek dalk iemand oorslaan of vergeet, vra ek net by voorbaat om verskoning. Ek het die uitgeskryf, Henny het my gebel. Ek het dit weer uitgeskryf, Henny het my weer gebel. Toe begin ek net skryf met pen in, toe bel hy weer. So, broer, dankie. Dominee Jan, die kerkpersoneel, baie dankie vir die diens, dankie vir die geriewe se gebruik.
Aan Rita Winterbag en die Kerkwyk, baie dankie vir die verversings wat ons na die tyd kan geniet, die broodjies, die koffie, die tee. Aan my boet Henny, dankie vir al jou reëlings, die programme, die foto's, rondgehardloop oor die laaste paar weke, ons waardeer dit, die verversings, alles dit, baie dankie broer. Aan Abri van Ceres Brewery, ook wat uitgehelp het met verversings, baie dankie. Aan Judith de Wet, besig is om uit te pak daar, baie dankie. Tannie Rita, vir jou mooi blomme, die vriendin wat jy vir my was deur al die jare, jy het nie vandag jou sidekick gehad nie, baie dankie. Dan aan die dokters en die verpleegsters wat oor my ma gekyk het in haar laaste dae, ons waardeer dit, baie dankie vir julle tyd. Aan Minister wat na my ma omgekyk het by die huis deur die dag, dankie vir die hulp en opoffering dat jy na haar gekyk het. Sissa, dankie vir jou omkyk na my ma. Dankie dat jy die huishouding help aan die gang hou en dit nog steeds doen. Die kos maak, die skoonmaak, die goeie woorde, altyd daar. As ons vra, jy is altyd daar om te help. Baie dankie, ons waardeer dit opreg. Al wat ek weet, Ma Minnie en Ma Violet kuier nou lekker saam daarbo. Ek dink dit al die stories wat hulle praat, en ek seker, die potte kook tussen hulle twee. Dan aan Donkerbos, aan Atlantic Glass en Aluminium, aan die Maika personeel, baie dankie vir die rykers wat julle vir ons gestuur het. Ons waardeer dit baie opreg. Dan aan almal wat vandag hier is, dankie dat julle tyd uit julle skedules kon kry en kon afstaan om saam met ons vir ons ma te onthou en afskeid te neem. Aan almal wat vir ons boodskappe gestuur het, van seënwense en sterkte, boodskappe oor stories en herinneringe oor my ma, baie dankie, ons waardeer dit. Dit was baie nice om te sien hoe spesiaal sy vir so baie mense was. Aan al ma se lewenslange vriende, die gesigte waarmee ons groot geword het, en julle almal weet wie julle is. Baie dankie vir julle vriendskap deur al hierdie tye. Wees verseker dat ma het dit baie waardeer. Verskoon tog. Wie sê dis water? Ek dink ook so. Dan aan my pa. Dankie vir alles wat pa vir ma gedoen het. Deur al die jare, die liefde, die goeie tye, die slegte tye, ons waardeer dit. En nie net vir ma nie, maar ook vir onsself. Die laaste paar
jaar en vir al die laaste paar maande. Ek weet ek was maar swaar. Maar dankie vir alles wat pa vir ma gedoen het. Dan aan my broers, Dion en Eddie, aan Natasha, Brenda en die kleinkind Vinnou. Dankie vir alles wat julle vir ma gedoen het, vir die leeftyd saam wat ons saam met haar kon wees, vir alles wat ons saam kon deel, vir die goeie tye. Dankie vir alles wat julle gedoen het en beteken het. En dan, as ek iemand oorgelaat het, baie jammer daaroor, waar laastens verskoot. So laastens aan ons liefste ma en vrou. Dankie vir al jou liefde en opofferinge oor al die jare heen. Dankie vir jou omgee, jou versorg. Jy was altyd daar vir ons met mooi woorde en raad. Baie dankie vir alles. Ons gaan jou baie, baie mis. Baie dankie almal. Dankie, dankie Jenny. Ek wil van my kant af ook julle sê baie dankie. Jenny, Dion, Fani, baie dankie vir dit wat julle vanoggend gedoen het en die woorde wat julle ook oor julle ma gedeel het. Ek wil begin, Dion, deur te sê, spottinggewys sê hulle die man is die hoof en die vrou is die nek en sy draai die hoof net waar sy hom wil hê. So jy moet seker maak of jy 'n Skandinawiese argitek is en of Natasha net baie slim is. Is hy baie slim? Ek Ek gaan neem 'n foto van dit en stuur dit vir my en sê dis was Rebecca. Okay. Is dit? Daar sê. Cassie, Fani het dit nou gesê, maar ek dink ons wil dit ook som net bevestig om te sê dankie. Dankie vir oom se liefde vir Tannie Minnie. Dit is so 'n man en vrou se span en baie keer dan lyk dit of een altyd sterker is as die ander, maar dit gebeur nooit sonder die ander een se ondersteuning nie. En ons is baie bewus van die liefde wat oom vir haar het. En ons bid dat die Here vir oom sal troos. Ook die laaste week wat sy in die hospitaal was, die laat aande wat oom by die huis gekom het, omdat oom na werk nog Parel toe ry, en letterlik na 10 eers by die huis kom, was raak gesien. Dankie vir al die liefde en al die bystand en ondersteuning, ook toe sy siek was en regtig hulp nodig gehad het. En ek dink die kinders getuig van die groot waardering wat hulle ook daarvoor het. U is nou uitgenooi om saam met hulle as gesin tee en koffie te geniet in die sitkamer en ook daar versings te geniet. So kuier asseblief saam met hulle. En as ek nou die Here se seën uitspreek, beteken dit nou nie die diens is verby nie. Dit beteken eintlik om te sê ons stap nou in die erediens van die lewe in. En in hierdie lewe leef ons nooit alleen nie. Maar is dit dat die Here as God drie-enig vir ons herinner dat hy sy hand oor ons hou. Daarom om Cassie, vir julle as kinders, as familie en as vriende, wil ek vanoggend 'n seënbede gee die vroeë kerk wat sê die Here is nou bokant julle om vir julle te seën. Die Here is langs julle om sy arms om julle skouers te sit. Die Here is agter julle om julle te beskerm teen die aanvalle van die bose. Maar die Here is ook onder julle om julle te dra wanneer julle val. En die Here is binne julle om vir julle te lei deur die Heilige Gees. Die Gees wat vanoggend vir ons kom sê,
Moenie bang wees nie. Ek is by jou. En daarom mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van julle wees en bly. Amen. Jy is welkom om nou saam met hulle te gaan kuier. Van my lyf, pleisters van lag en fyn en wegkwyn, maar dit bly so bittere. 'n Handkraai, dit was nog 'n